Hallo mense, hierdie is nou, ons is nou deur die boek van Genesis. So wat ek nou gaan doen is, ek gaan nou vir julle sê wat het my gevang en wat het my gepla en wat het vir my gevoel of ek verder moet gaan dink daaroor en bietjie verder uitvind ensovoorts. En daar's van die verse wat ek nou wel in hierdie stukke vir julle gesê het, jy weet, maak 'n aantekening van hierdie vers of hou hierdie vers in gedagte ensovoorts. Nou, wat ek gaan doen is, ek gaan nie noodwendig my opinie lig oor wat julle wat ek dink dit is of hoe ek nou maar al navorsing gedoen het nie. Ek wil jy sê julle moet self gaan navorsing doen en self gaan kyk of kry julle 'n antwoord, want dalk is julle antwoord bietjie beter as myne. Wat ek wel vir julle gaan sê, en ek gaan wel vir julle 'n paar voorbeelde gee of aanwysings van wat julle kan gaan kyk of wat julle kan gaan lees. Maar die meeste van hierdie goeders kan jy sommer maar net gaan jy weet, julle kan dit sommer maar gaan Google. Maar ek weet daar's baie ouens wat dit nie noodwendig vertrou nie. So ek sal wel vir julle ook 'n paar harde skrifte gee wat julle na kan gaan kyk. En ja, en dan kan 'n mens natuurlik van daar af jou eie afleiding maak en jy weet jou eie slot tot jou eie slotsom kom. So die idee is weer 'n keer mense, soos wat ek gesê het in my voorbereidingsvideo, die idee is nie dat ek wil hê mense moet dink of glo soos ek nie. Dis vir my irrelevant. Ek wil net hê die mense moet dalk 'n bietjie begin dieper dink oor die Bybelse dinge en nie net dit as vanselfsprekend aanvaar nie. Ek glo dis maar iets wat jy kry en jy stap daai saam met die Vader en ek glo dat jy op daai pad stap tot die dag wat jy doodgaan. So ek dink ook nie enigiemand is volleerd ewe skielik en dan weet hulle nou alles nie. En dit sluit vir my maar mense soos dominees ensovoorts in. Vir die eenvoudige rede dat jy leer maar altyd en elke dag in die skrif. So ja, mense, en dan gaan ek nou maar so vinnig wegval, net so half goedjies wat vir my opgeval het, wat ek nou nie noodwendig gemerk het nie, maar ek gaan maar net so vinnig daaraan raak. Met die skepping self het ek nie regtig enige groot probleme, as ek dit so kan stel nie. Ek weet, jy gaan later in die Bybel lees jy van soos een dag is soos 1000 jaar, ensovoorts, so ek het nie enige probleem met die skepingsscenario ensovoorts nie, want dit is vir my redelik eenvoudig en maklik om nie te verstaan nie, want ek dink nie enige mens verstaan dit noodwendig nie, want ons was nie daar nie. So ek het nie regtig 'n probleem daar nie. En wat ek wel meer van wou uitvind is die skepping met Adam en Eva. Interessant vir my gewees was die feit van jy weet, Adam is nou gemaak uit die stof van die aarde en die Hemelse Vader het sy asem in hom ingeblaas ensovoorts en hy het van daar af gegaan en toe het hulle besluit om vir hom 'n maat te maak wat dan nou Eva was. Daar's 'n hele paar geskrifte waarna jy kan kyk in terme van daai idee wat daar gebeur het. Maar mense, soos wat ek sê, dis nie noodwendig dat jy dit kan opneem dat dit is soos in die Bybel nie, of hoe ook al nie, of dit beskou as heilige skrifte nie, maar dis goeie navorsingsgoeders waarna jy kan kyk. Jy kry iets soos die boek van Eden, wat nogal amper half 'n menslike kant bring na Adam en Eva toe. So is nogal 'n interessante lees gewees vir my. Maar weer 'n keer mense, julle moet maar neem dit maar in en gaan maar deur die proses en maak maar julle eie besluite daar. Wat vir my belangrik is van Adam en Eva is selfs met die hulle skaping was nie vir my regtig ding nie. Ek dink my eerste groot vraag wat ek gehad het nog altyd was die sondeval. So dit gaan nou oor die boom, om uit te vind wat het nou eintlik daar gebeur, want hulle het al hierdie ander bome gehad wat hulle kon van eet, maar hulle kon nou nie van hierdie een boom eet nie, want anders is daar 'n moeilikheid. En ek het daar's 'n hele paar leesskrifte wat julle kan gaan kyk na, wat dit maar 'n bietjie makliker maak om te verstaan as jy graag sou belangstel. En ook kyk wat het toe nou eintlik daar gebeur met Adam en Eva
En wat beteken iets soos boom en wat dit eintlik beteken, jy weet, dit was nie noodwendig vrugte waarvan hulle gepraat het nie, maar dit was ook sekerlik vrugte. Maar dit was maar het gegaan oor kennis wat hulle kon inneem ensovoorts. So een van die geskrifte waarna jy maar daarna kan kyk, is die boek van Henog. Maak maar seker dat jy die boek van Henog kry wat meer of vas is aan die Dead Sea Scrolls. Dit glo ek is seker maar jou meer akkuraatste tekst wat jy na kan kyk. Mense maar persop maar vir die boek van Henog. Ek sal definitief eers voorstel dat jy die hele Bybel lees voordat jy die boek van Henog lees, want anders dan kan jy baie maklik verward raak en nie weet waar om te vat en waar om te los nie. Maar ja, as jy daai lees, sal jy beter verstaan van die saadlyne. Jy sal agterkom hoekom is die wêreld so stikkend? Hoekom sit ons met al hierdie goed wat nie reg is nie? Hoekom word dit toegelaat ensovoorts? En dit word redelik maklik opgesom en dit gaan maar oor die saadlyne wat reg deurloop tot aan die einde van dae. En jy moet besef wat is die situasie rondom dit. Okay, dan sien ek het een notaatjie gemaak in Genesis, nou moet ek net kyk wat een was, Genesis 1 vers 26. Ek dink daar was 'n verskil tussen die, onthou nou mense, dis nou maar my eerlike opinie, ek kan ook nie vir julle sê wat is die verskil nie, maar ek dink ons moet, soos wat die Bybel later ook vir ons sê, ons moet begin kyk na die Bybel soos wat kinders na hom sal kyk. En dit maak nogal 'n verskil. Nou in Genesis 1 vers 26 word die wilde diere nie genoem nie. Vir die situasie daar wat daar gebeur het. So again, ek noem dit nou maar en julle moet dit nou maar hanteer soos wat julle goed dink. Maar byvoorbeeld hulle maak verwysing na kruipende diere. En dan noem hulle ook wilde diere. Nou, dis vir my nogal 'n bietjie snaaks dat hulle verwysing maak of 'n verskil maak aan. Jy weet, as ons nou vandag sê 'n wilde dier, dan dink jy aan iets soos 'n leeu of 'n jy weet, enigiets wat wild is, 'n bok of wat ook al. Maar dis vir my bietjie snaaks hierso, want as hulle noem dan ook kruipende diere, maar 'n kruipende dier, wat is 'n kruipende dier? Is dit dan nou iets wat op 4 bene loop, aan 'n 4 voet, as 'n mens dit nou so kan stel, of is dit dan nou jy weet die wilde diere soos die leeu's en die olifante. So is ietsie om oor te dink. Julle kan maar ook julle eie navorsing doen volgens dit. Daar's nie 'n regte verwysing wat ek julle kan gee rondom dit nie, maar dit was net vir my 'n interessante ding om aan te dink. Jy weet, hoekom word dit verwys en dan nie weer verwys en dan word dit weer ingebring en dan is dit uitgebring. Nou dit kan ook so eenvoudig wees soos 'n skriftuurlike fout. Jy weet in die vertaling. Maar ek het maar gesê, jy weet, dis hoe 'n mens nou maar half jou Bybel moet lees. As ek nou dink aan ons as 'n familie, het ons ten minste, ek meen ons het byvoorbeeld King James version, ons het al die vertalings kan jy maar sê, die ouer vertalings nie, so baie van die nuwer vertalings nie. Ons het byvoorbeeld die skrifbybel. Daar's 'n hele klomp wat jy kan vat en navors en jy weet, kyk rondom dit. So dit was maar ietsie wat ek wel jy weet, ingebring het en net na wou gekyk het. Die volgende punt waarna ek so vinnig wil raak is Genesis 6 is belangrik. Weer, jy sal dit meeste van dit nou maar optel. Daar's 'n paar boeke waarna jy kan kyk. Byvoorbeeld die boek van die opregte, die boek van Henog weer ensovoorts. Julle sal hoor ek verwys baie terug na hierdie twee skrifte. Daar's 'n rede daarvoor. Maar ek sal dit ook nou later vir julle sê hoekom ek daarna verwys. Maar Genesis 6 is belangrik want dis waar die gevalle engele op die berg Hermon geval het. En waar hulle nou maar basies hulle moeilikheid gemaak het. Nou as jy vandag gaan kyk, jy weet selfs waar die
dit gesien word as die plek waar dit vandag is dit 'n plek waartoe ek nie kan gaan nie. Die gewone ouetjie kan nie net so toe gaan nie. Daar's maar 'n paar dinge wat daar gepaard gaan. Hoekom kan ek nie vir jou sê nie? Ek gee ook nie regtig om nie, want ek kan nie sien dat ek ooit so toe self wil gaan nie, maar dit is net 'n probleem vir my dat jy nie regtig daartoe kan gaan nie. En dan moet ons besef wat was die situasie in daai tyd, veral voor die vloed. En hoekom ek sê dis belangrik om daai te besef is dat ons moet verstaan dat jy weet later in die Bybel praat die Vader se seun en hy sê vir ons en sy disippels vra van hom, hoe gaan dit lyk as u weer kom? En dan gaan hy sê, jy weet, dit gaan wees soos in die dae van Noag. Nou as jy in Genesis lees, hulle praat so bietjie daarvan, maar dit word nie regtig uitgebrei en laat 'n mens verstaan wat het hulle gedoen, wat was die probleem ensovoorts, wat hulle jy weet waarvan was die gevalle engele aangekla nie. Ek meen alwaarvan hulle regtig daar praat is eintlik maar net die feit dat hulle het gesien die dogters van die mens is mooi, hulle het afgekom en hulle het kinders saam met hulle gehad en hierdie kinders was geken, ek kan dit sommer nou in Engels sê, the men of renown. So dit is maar jou groot jagters en daai tipe groot. Jy weet, en hulle was reëse. Jy weet, dit staan in jou Bybel. Maar wat nou vir my 'n bietjie interessanter is omdat daar 'n verwysing is terug na die dae van Noag, sal ek graag wil weet, hoe was die dae van Noag? Wat het hulle eintlik gedoen? Wat veroorsaak het, laat die hemelse Vader op die einde van die dag so kwaad geraak het, laat hy opgeëindig het om, jy weet, die hele aarde te vernietig op die einde van die dag. So dis vir my 'n belangrike aspek, en nou weer eens, soos ek sê, julle kan maar gaan kyk in die boek van Henok, dit praat nogal baie daaroor, en julle kan ook gaan kyk, soos ek sê, in die boek van die opregte ensovoorts, daar's 'n hele paar geskrifte wat julle daarmee kan gaan kyk en gaan lees. Okay, so dis Genesis 6 gedek, en ook 7, jy weet, van Noag. Ander ding wat ook altyd vir my interessant was, maar dit is nou nie iets wat ek dink regtig 'n snaaksigheid nie is vir iemand nie, maar julle kan dit maar oral raak sien. Die reënboog wat vir ons gegee is as verbond, of wat gegee is aan Noag as 'n verbond, interessant, laat hierdie reënboog in vandag se tyd so misbruik word, deur ander instansies en al sulke goeters. En 'n mens moet verstaan hoekom hulle dit doen. As jy 'n bietjie kennis dra van hoe jy weet die teenstand werk, is hulle vat wat jy doen en dan maak hulle half 'n grap daarvan. En dit is maar een van daai scenario's daar. Dis hoekom die reënboog so gemisbruik word in vandag se tyd. Ek meen, as jy sien waarvoor dit vandag gebruik, dis eintlik 'n grap. Ek wil nou net ander aspek wat ek net oor wil praat met Noag na die vloed, is wat het Gam aan Noag gedoen, laat hy so swaar gestraf was. As jy nou daai stukkie lees, dan praat hy van sy naaktheid, jy weet wat hy nou gesien het, en dit was nou hierdie groot ding. Ek kan nie regtig vir jou 'n buite-Bybelse boek of iets gee wat jy daarna kan gaan kyk nie, maar is iets wat jy kan navors. Ek het my opinie daaroor, wat daar gebeur het, maar hoekom is hy toe nou op die einde van die dag so sleg geseën oor wat hy daai aand gedoen het, wat nogal 'n bietjie van 'n iets is wat julle kan na kyk. Dan 'n ander ding wat my ook bietjie opgeval het, was in Genesis 11 vers 7, staan daar, kom dat ons neerdal, en dit het nou maar te doen met die feit dat toe die toring van Babel gemaak was, en waar die Hemelse Vader gesê het, hoor jy, nou gaan niks meer in hulle pad staan nie, kom laat ons neerdal en hulle tale vermeng ensovoorts.
of verwar, en nou sê ek vermeng. So dis kom laat ons neerdal, wat vir my 'n dingetjie was daarso. So, jy kan nou maar die navorsing gaan doen, weer 'n keer, jy sal opkom op die Elohim, jy weet dis die Host of Heaven, is seker maar die betere woord om te gebruik in Engels. En dit is maar die engele ensovoorts wat op opdrag van die Vader sekere goeders doen. Jy weet so, maar dit is ook maar iets wat jy self bietjie kan gaan navors. So dit is iets wat my altyd nog maar opgeval het, maar het gaan doen maar die navorsing daaroor. En dan is dit vir my belangrik om te kyk wat was die seëninge wat Isak aan Jakob en Esau gegee het. Dis nogal baie belangrik om te verstaan, want dit is, as jy nou weer 'n keer teruggaan en jy kyk na die twee saadlyne, waarvan daar gepraat word met die sondeval, kan jy verstaan daai wat daar gebeur het. En dit is die twee saadlyne wat reg deurloop tot aan die jy weet aan die einde van daar. Mense verwar baie keer Esau se nageslag as die Islamiete, en moenie dit doen nie. Dis nogal belangrik. Hierom Esau is 'n geslag of 'n nasie op sy eie, maar hulle het seker hulle eienskappe en hulle bly op sekere plekke ensovoorts. So neem dit in ag, kyk daarna, maak jou eie konklusie daaroor en besluit maar. Jy weet weer 'n keer, ek gaan nie vir jou leiding gee daaroor nie. Ek wil jy sê jy moet self gaan lees en self die navorsing doen. As jy nou gaan kyk wat gebeur het met die storie met Jakob en Esau, is dit nie vir my heeltemal reg wat gebeur het en hoe Jakob opgetree het nie. Maar nou kan jy dit nog 'n bietjie verder terugvat. As jy vat wat Abraham gedoen het met sy vrou, wat selfs Isak gedoen het met sy vrou, deur te sê dis hulle sissies, en onthou daar's gevolge daarvoor. Hulle kon op die einde daai vrouens gevat het en jy weet wat ook al aan hulle gedoen het. En die vrou het tog ingestem laat dit wel gebeur. Gelukkig het dit nie een keer gebeur nie, en tog het daar as gevolg van wat gebeur het, was daar so groot skrik op daai verskillende nasies, dat hulle vir hulle diere, goud, silwer ensovoorts gegee het. Julle kan maar weer die steekies gaan luister. Wat nou nogal interessant is, as jy so daaraan dink. En die punt wat ek wil maak om terug te kom na Jakob en Esau toe, is dat die Vader kies mense uit. Want ek dink nie Jakob het reg gedoen met Esau byvoorbeeld die dag toe hy ingekom het, maar onthou nou ek was nie daar nie. So ek weet nie wat was hulle verhouding van kleins af nie. Ek ben op die einde, soos wat hulle ons uitgekom het, het hy vir Esau aan die enkelbeet gehad. So die feit dat hy uit die veld uitgekom het en hy basies vir hom gesê het, jy moet jou eerste gebore reg aan my verkoop vir 'n pot sop. Ek weet nie of dit heeltemal reg is nie. Ek sou net vir hom die sop gegee het, omdat ek vir hom lief is. Maar ja, dit is nou nie hoe dit werk nie. Maar die punt wat ek wil maak op die einde van die dag is, jy moet verstaan, dat die Vader vat mense en doen sekere goed aan, of laat sekere goed toe om te gebeur, laat hulle by 'n finale punt kan uitkom. Dit klink nou dalk 'n bietjie vaag, maar kom ons vat vir Jakob. So hy het dit gedoen aan Esau, en Esau het op die einde van die dag van daar af gegaan, op pad na Laban toe hy nou half gevlug het, om nou vir hom 'n dogter of een van Laban se dogters daar te kry ensovoorts. Hy het eintlik maar weggevlug vir Esau. En jy weet, daar het hy sy eerste ontmoeting nou gehad, en daar was 'n groot, jy weet, dis nou die stukkie waar hulle praat daar van die leer wat op en af gaan van die hemel af ensovoorts. So hy daar sy eerste, hoe kan mense sê, ontmoeting gehad met die Elohim, as mense dit so kan stel. En van daar af het hy toe nou by sy oom gekom, Laban, en omdat hy nou sy boetie aangedoen het, in my opinie, wat hy eintlik nou nie moes hy nog steeds, jy weet, die koste dra daarvan. En as ek bedoel die koste dra daarvan,
jy weet Laban het hom verneek en hom eers laat werk vir 'n vrou wat nie syne was nie, of wat hy nie wou gehad het nie. En hy het toe nou veroorsaak dat hy nog langer werk vir die vrou wat hy wou gehad het en nou op jou en dan nog langer gewerk het. Jy weet om alles te kry wat hy het. Maar so het die vader hom ook dan nou uitgesort, maar hom ook weer geseën, en dit was toe nou met die hoeveelheid diere en hoe dit uitgewerk het. Jy weet, so, mens moet nooit, as ietsie in jou persoonlike lewe, as jy dit nou so kan stel, dis eintlik maar by die punt waar ek by wil uitkom, is onthou net sekere goed gebeur met jou in jou lewe, wat jou op 'n pad vat, wat nie noodwendig, jy weet, lekker is, of jy voel dit is, jy weet hoe jy dit nou gesien het, of wat ook al nie. En dit is belangrik om het te besef dat dit is die pad wat vir jou voorberei is, of jy dit wil weet of nie. En daai goed wat met jou gebeur, bepaal op die einde van die dag wie is jy en wat se tipe mens is jy. Dit gaan maar oor verwysingsraamwerk, dit gaan maar met goed wat met jou gebeur in jou lewe, jy weet daar kan baie drama en trauma wees, wat beteken jy kan op die einde van die dag iemand help later wat dalk met dieselfde trauma en drama sit. So, die punt is eintlik dat jy moet verstaan dat die Vader kies sekere mense uit, en ek dink nie Jakob was so 'n goeie ou soos wat hy hom uitgemaak het nie. Maar, hier's nou die groot maar. Jakob het wel versoen met sy broer op die einde van die dag. Jy sal verder lees, ek dink is in die boek van die Opregte, waar Esau op die einde dan draai en dan nou wel vir Jakob wil doodmaak. So, jy weet, dit gebeur ook, maar jy weet, dit het nooit gerealiseer nie, maar jy moet ook weer verstaan dat dis maar die situasie en die tye waarin hulle geleef het. Dan die laaste punt wat ek wil net aanraak op Jakob en Esau. Het was my interessant die stukkie wat jy lees oor Esau, laat hy vir hom bok, laat sy ma gegaan het en van die bokkies wat hy geslag het, daai velle oor Jakob gesit het, en dan ook om sy nek en sovoorts. Jy weet, laat Isak op die einde van die dag kon voel, hoorie maar, hierdie is nou wel Esau. Nou, dit is iets wat my nog altyd geplaat, want ek self as 'n persoon is nie 'n persoon wat geen haar op sy lyf het nie. Ek is 'n redelike harige ouetjie, maar daar's nie haar op my lyf wat voel soos 'n boksehaar nie. Ek het al baie bokke gejag ensovoorts, en of dit nou 'n boerbok of 'n wildsbok is, my hare voel nie so nie. So, maar ek dink ook as jy dan nou gaan lees verder en jy kom agter wat het hierdie ander manne wat geval het, die gevalle engele alles gedoen, en hoe hulle die goed verander het en gemanipuleer het, en die DNA van seker goed verander het, dan kom 'n mens nogal agter, dat Esau was dalk nie so heeltemal mens soos wat ons dalk dink hy was nie. Onthou nou mense, net my opinie, dis nie te sê dit is so nie, ek het nie bewyse daarvoor wat ek vir jou kan sê nie, dit is maar 'n aanname wat ek self as persoon maak. So hou dit maar in gedagte. Okay, dan by Genesis 29, okay, ons is nog hierso, dis nou maar net by Jakob en waar hy, ek dink ek het daarvan gepraat, wat hy moes toe nou eers werk vir Lea, en toe nou weer werk vir Rachel, en toe moes hy nog aanwerk, jy weet, vir sy loon, wat dan nou toe op die einde was, die hoeveelheid vee ensovoorts. Maar die vader het ook daar vir Laban pak gegee, oor dat hy so met Jakob op die einde van die dag gewerk het. So mens moet verstaan, dat jy moet verstaan, dat as jy iets doen aan iemand, gaan dit maar altyd weer terugkom na jou toe, en jy gaan jou pak kry. O ja, 'n ander ding wat ons nie altyd geleer was nie, wel ek weet spesifiek ons was dit nooit geleer nie, maar as jy omgang het, as daar omgang is tussen 'n man en 'n vrou, is dit reeds 'n huwelik. Ek weet ons het die huweliksformulier wat bedien word in die kerke ensovoorts, en dit maak dit nou half seker makliker vir die staat, of wat ook al, hoe ook al mense dit nou daarna wil kyk. Maar omgang tussen 'n man en vrou, beteken dit is huwelik. Ek dink ons kan ons kinders dit dalk meer leer, dan sal ons ook minder buiteegtelike scenario's hê, wat so maklik opspring soos wat dit spring. Onthou nou mense, gehou in gedagte,
is iets waarna ek net vinnig wil raak. Onthou, ek gee 'n opsomming van elke liewe hoofstuk. So as ons nou ietsie nuuts lees in Exodus, dan gaan daar nou weer 'n opsomming wees en daar sal obviously volgens dit word dan nou aanpassings gemaak. So moet nou nie by die huis uithardloop en dog, hierdie ou, hy wil nou nie dit doen nie of hy wil nie dat doen nie. Ons lees die boek soos iemand wat nog nooit die Bybel gelees het nie. En ek probeer julle verduidelik of die inisiatief te probeer ontwikkel by julle om te sê, hoorie, gaan kyk na hierdie goed, doen navorsing op hierdie goed en dit gaan vir jou dalk meer sin maak. As dit jou even pla, as dit jou nie pla nie, dan hoef jy nie te bekommer daaroor nie. Maar mense, so julle moet verstaan, dit is nie 'n proses, 'n vinnige proses nie, maar dis ook 'n proses om iemand dalk nou net bietjie te help wat dalk sy oë nou begin oopgaan in die waarheid om sy proses vir hom te vergemaklik. Anyway, dit nou daar gelaat. Dan het ek nou verder gebruik of net Genesis 31 waar die verwysing is van die hemelse Vader as die God van Abraham, Isak en Jakob. En onthou, dit is nou wat ons tot op hede het as sy naam. Onthou, God is 'n titel, dis nie sy naam nie. Dis belangrik om dit te besef, en dis belangrik om te verstaan dat as jy praat van die God van Abraham, Isak en Jakob, dan verwys jy na 'n spesifieke God toe, as jy dit nou so kan stel. En dit is belangrik om te besef, want later in die Bybel word sy naam geopenbaar, wat beteken van daaraf kan jy dan nou either sy heilige naam gebruik, of wat ook al dan nou die scenario is van daaraf. 'n ander goeie voorbeeld wat jy ook het, om nou terug te kom na Jakob se scenario toe, was maar wat gebeur het met Josef op die einde van die dag. Jy weet, Josef het half arrogant vir sy broers gesê, luister, julle gaan julle almal neerbuig voor my, en pa en ma ook. Jy weet nou, jy kan self dink wat sy reaksie gaan dit uitbring. Maar tog het die vader 'n plan gehad daar, want het hy dit nie gedoen nie, het sy broers hom nooit verwyd nie, het hulle hom nooit in die gat gegooi nie, was hy nooit verkoop aan Egipte nie, en dan het hulle op die ou ende almal gesterf van hongersnood. So dis ironies, en jy moet tot die besef kom, dat die tyd en die plek waarin jy jouself vind, is dalk nie lekker nie. Jy kan dalk baie keer vir die vader vra, luister, hoekom ek? Wat het ek verkeerd gedoen? Wat? Maar die vader gebruik jou, ons sal later lees in die Bybel wat hy van praat van, jy is die kleiebakker, en jy word gemaak vir wat jou taak is wat jy moet verrig. En dit alles op die einde van die dag bring jou 'n stappie nader na wat jou doel dan nou is. Soos ek nou sê, Josef is 'n baie goeie voorbeeld daarvoor. As jy kyk hoe Josef was toe hy jonk was, as hy 'n klein, arrogante klein blikskottel, maar daar was 'n rede daarvoor, want hy het hulle almal gered van hongersnood. Maar ek meen, hy het ook maar, dit was nie 'n lekker proses nie, ek meen ons almal, julle het geluister terwyl ek gelees het, hy het in die tronk gaan sit, maar hy het toe nou half die tronk ook weer oorgeneem, en jy weet, dit was maar nie lekker nie. So mens moet dit maar in gedagte hou, daar is maar altyd 'n proses wat daarmee gepaard gaan, en onthou, jou tyd is nie vader se tyd nie, wat jy wil doen is nie wat hy wil noodwendig met jou wil doen nie, en jy moet tot daai besef kom, en dan as jy dit doen, sal die lewe vir almal ook baie makliker wees. Dan het ek hierso gesê, van hoofstuk 50 vers 19, ek wil net gou koekeloer, maar Josef het hulle geantwoord, moenie bevrees nie, want is ek in die plek van God. Ok, so mense kan dit baie keer dalk verkeerd interpreteer, al wat daar staan is, hy sê eintlik vir hulle, hy is nie in die plek van God nie, maar hy is wel vooruitgestuur, en dis hoekom hy ook die drome gehad het. So hy het nou maar eintlik net daar verduidelik, wat ek nou net vir julle gesê het, as dit nie vir die vader was nie, sou hulle almal uitgesterf het van die honger, en dit is maar so eenvoudig. Mense, ja, as daar enige ander vrae is, asseblief laat weet, jy weet, ons kan altyd baie van die goedjies hersien, en onthou, soos wat ek nou vroeër ook gesê het, onthou net, ek lees nou 'n boek, asof ek hom nog nooit gelees het nie, en wat sal my nou pla, as ek nou hierdie eerste boek gelees het. En dis hoe ek het maar gaan aanhou lees,
In Exodus maak die Hemelse Vader die eerste keer sy naam bekend. So ons het nou in die vorige dele verwys na God, wat 'n titel is. Daar sal ons dit nou weer verander. Jy weet, maar daar's ook weer, dis ook nie net weer so eenvoudig vir my nie. Maar weer 'n keer, jy kan jou eie opinie daar rondom skep en hou. Mense, ja, so ek hoop dit help. Soos ek sê, as daar enige vrae is, asseblief moenie huiwer om te vra nie. My kontaknommer is daar, jy kan my direk kontak of jy kan op die kommentare ook plaas op die video self. Ek hoop julle het wonderlike tyd verder en ons sal aangaan met hierdie solank as wat dit vir ons menslik moontlik is, solank as wat die vlees en die tegnologie dit toelaat, laat ons dit maar so vinnig as moontlik ook gedoen kry. Okay julle, ons praat weer, bye.